Daar's 'n liedjie wat sê, dis so heerlik om te wandel met die Here, want hy lei my voete reg op die steilste van die weg, en weet, dit is maklik om altyd te praat oor wat mense sê, wat mense dink. Ek sit gisterand met my vrou is besig om van die preek op te laai, sy sê, jy is altyd besig met die mense. Ek sê, ja, want ek praat nie met die diere en ek praat met die mense. Maar, ek dink laasweek of die week voor dit, het ek die skrif aangehaal en gesê, was dit in die bid hier, ek kan nie onthou nie, julle soek na tekens en wonders, maar geen teken sal julle gegee word, behalwe die teken van Jona nie. Ek haal dit baie maal aan, dat mense soek wonders en tekens, en hulle soek nie regtig dit wat God vir ons in sy skrif gee, om te doen nie. Maar ek lees in die woord van die Here in Handelinge 2, praat hy van die uitstorting van die Heilige Gees, en die mense daar buite, wat die deel was van die uitstorting van die Heilige Gees, die hulle het na die mense gekyk, en gedink hulle is dronk, want hulle kon nie verstaan, wat daar gebeur het nie. Maar wat my opval, en dit is wat ek vir u wil lees in die woord van die Here vanoggend, terwyl hierdie mense binnekant besig is, met die Heilige Gees, en die Here is besig om 'n werk onder hulle te doen, sodat die ou mens kan sterwe, en 'n nuwe mens ontwikkel word, hulle lewe nie meer na die vlees nie, maar na die Gees. Is daar 'n klomp mense daar buitekant, wat spot en lag. Is hierdie nie klomp Grieks sprekende Jode, ek praat nou korreksie nie, maar hulle almal spreek in my taal, in ander tale, want hulle is gedoop met die Heilige Gees. Skielik kan iemand anders verstaan, hierdie mense is besig om met my te praat in my taal, maar hy is nie 'n selfde nasie as ek nie. En hulle dink hierdie mense is nou dronk, hulle het nou aangeleer om in ander mense se tale te praat. Maar Petrus gaan uit, terwyl hierdie mense is besig is om te spot. Terwyl hierdie mense dink, hierdie mense is dronk van wyn. Weer daar's 'n skrif in die woord van die Here wat sê, moenie dronk word van wyn nie, maar word gevul deur die Heilige Gees. Want dit is verander. Dit wat ek gedink het, is vreugde, in werklike vreugde. Nou in die tyd wat ons in lewe, soek mense na wonders en tekens. Ja, dit is daar. Hoor wat ek vanoggend vir u sê, God is gister, vandag, tot in aller ewigheid dieselfde. Maar God het orde. God het 'n roetine. God gee die dinge soos hy dit gee, nie soos ek nie. Die skrif wat ek baie van hou om te lees sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en die wonders en tekens gaan jou bygevoeg word. Luister wat ek sê, moenie wonders en tekens soek en verwag dat die Here vir jou verandering gaan bring in jou lewe, maar jou orde is omgedraai nie. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En alles wat jy nodig het, sal jou bygevoeg word. Toe die Fariseërs en die Sadduseërs by Jesus kom, en sy gee vir ons 'n teken uit die hemel uit. Het Jesus geweet met watter motief hulle hom vra? Luister mooi. Ek het laasweek, of die week voor het gesê, God is alomteenwoordig. Hy weet alles. Ek kan vir hom niks wegsteek nie. Nie eers my diepste geheim, wat in my hart weggesteek is, wat my vrou, my ouers, my kinders nie van weet nie. Dit weet God van. Skrif sê, as jou hart jou nie veroordeel nie, het jy vrymoedigheid na God toe. Die skrif net voor hom sê, God is meer as jou hart, hy weet alles. Kan vir hom niks wegsteek. Met wat se motief soek ek na wonders en tekens? Soek ek wonders en tekens om God te bevraagteken, om homself te bewys dat hy God is? Of soek ek na die geregtigheid van God? Die koninkryk van God eerste, omdat ek weet, hy is God. En omdat ek weet hy is God, doen ek wat die skrif my sê. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En alles gaan jou bygevoeg word. Maar weet jy, omdat ons 'n slegte en owerspelige geslag is, soek ons wonders en tekens. God moet homself bewys voordat ek my knie voor hom sal buig.
En dit sê ek nie op 'n ligsinnige manier nie. Ek bedoel dit uit my hart uit. God moet homself aan my bewys dat hy God is. En wanneer ek dit is, wil ek vir u sê, God gaan homself aan jou nie bewys nie. Hy het nie nodig om homself aan enige mens te bewys nie. As jy kyk na die natuur, 'n leeu loop nie rond en wys hy's baas van die natuur nie. Hy sit in die stilte, eenkant. Maar almal weet, as die leeu gebrul het, het hy gebrul. Die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, 'n namaaksel. Maar ons aanbid die leeu van Juda stam, die God van hemel en aarde. En as hy is wie hy gesê het hy is, hoekom sukkel ek en u vandag om God te dien soos hy gedien moet word? Is ons nie maar deel van die mense daar buite wat spot en lag, terwyl ons binne in die binnekring sit nie? Hulle het gespot, sê hierdie mense is dronk van wyn. Maar ek gaan vir u lees van Handelinge 2 vanaf vers 14. Maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek: Joodse manne, almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet. Luister na my woorde. Hierdie mense is tog nie dronk, soos julle dink nie. Want dit is nog maar die 3de uur in die môre. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. In die laaste dae spreek God, sal ek my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer. Julle jongelinge sal gesigte sien, die ou mense sal drome droom, en ook my diensknegte en diensmaagde sal ek in daardie uur my gees uitstort en hulle sal profeteer. En ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdampe. Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed verander. Voordat die grote dag, die deurseffende dag van die Here kom. En elkeen wat my naam aanroep, sal gered word. Luister wat sê hy. En elkeen wat my naam aanroep, sal gered word. Net so rukkie hier stil staan. Hierso praat die skrif. Nie met die sondaar daar buite nie. Nie met die man en vrou wat spot met die dinge van die Here nie. Ek is die laaste tyd baie benoud hier in my binneste, en ek vra die Here dag na dag, Here, dit wat ek doen, waarin is U nie verheerlik nie? Want die woord van die Here sê ek moet die Here verheerlik, ek moet hom eer al die dae van my lewe. Want die woord van die Here leer my, God sal hom in 'n gees gee om die verdwaaldheid te glo, om die leuen te glo. Here, is ek nie deel van die wat dalk hierdie leuen glo en daarvolgens lewe nie? Terwyl die skrif, ek dink is in Spreuke of in Psalm wat hy sê, God toon hom opreg aan die opregtes en verkeerd aan die verkeerdes. Of hy sê verdraaid aan die verdraaides. Hoe staan my hart vanoggend voor die Here? Soek ek na wonders en tekens, maar ek kan nie kom op die plek wat ek myself aanroep na die Here toe en sê, Here, ek roep U aan, en die woord van die Here sê, as ek U aanroep, sal ek gered word. Ongeag van wat ek dink is reg, ongeag van my redenasies. Ek praat hierdie week met 'n vriend van my, en hy sê,
U, ek bid. En ek sê, Here, leer U my wat U wil hê ek moet doen. Want ek het soveel jaar in die kerk gekom. Ek het soveel jaar verskillende bedieninge gesien in my woorde. Maar Here, die woord van die Here sê, julle het die Heilige Gees en het niemand nodig om julle te leer nie. Het ek regtig die Gees van God in my lewe? Nou vra ek dit nie om te dink ek is oulik nie. God gee 'n gees in my om die leuen te glo. Sodat hy my kan veroordeel. Want hy kyk dieper as wat ek dink. Hy kyk in my hart. My diepste hartsgeheime wat ek wegsteek vir die wêreld, weet God van. En omdat hy weet van dit, kyk hy verby al my mooi kleredrag, hy kyk verby my gedagtes, hy kyk verby my Bybelskrifkennis en hy sien dit raak wat vir hom saak maak, is my hart onverdeeld op God gerig. Hy sê, julle het die Heilige Gees nie en het niemand nodig om julle te leer nie. Nou wil ek vanoggend die vraag vra. Ons soek na profesie. Dis mens. Ons wil die stem van die Here hoor. Ek wil hoor dat die Here vir my sê. Hy is tevrede met dit wat hy doen, of hy sien raak my opofferings. Ons wil dit hoor. En dat ek laas Sondag vir die gesê, die Here het van toe ek 'n klein seentjie was, gesê my stem sal nog min raak onder julle. Hoekom sê God dit? Mense sal myle ver ry om regtig die stem van die Here te hoor. Hoekom het God dit gesê deur sy Heilige Gees en ek het geen begeerte in my om te dink dis valse profesie nie? Want in die ou dae het die mense God gedien in gees en in waarheid. Weet jy wat in die ou dae? As jy met jou sonde en ongeregtigheid in die kerk ingestap het, het hulle die mans in sy broek en sy baadjie en sy beld gevat en hom by die deur uitgeslinger. Daar gaan hy. En die meerderheid van kere het hy teruggekruip. Sy hart kom uitbely voor God. Was dit nie opregtheid nie? Here, ek het nie omgee oor hierdie sonde nie, maar ek wil behaai in die wee. Ek kom bekeer my in gees en in waarheid voor U. In die tyd wat ons in lewe, as ek hierdie Bybel lees, en dit gee jou as 'n persoon of vir my 'n bietjie aanstoot, dan wip ek my, ekskuus vir daai woord, ek trek my op, en ek klim in die kar en ek sê vir my vrou, hierdie plek sien my nie weer nie, en ek gaan soek 'n ander kerk. Want om my te bekeer voor God is ver van my gedagtegang. Ek soek om in die gehoor gestreel te word. Om daardie rede het die Here gesê, my stem gaan nog min raak onder julle. Want God kyk dieper as wat die mens is en hy sien die hart raak. My hart is nie onverdeeld op God gerig nie en God toon hom verdraaid aan die verdraaides. Ongelukkig glo ek nog soos die ou predikers en baie min mense verstaan dit. Ek het nog baie dinge wat ek moet regskuif in my lewe. Terwyl ek gisteroggend opstaan met 'n droom. En ek deel dit met my vrou. En ek het 'n benoudheid
my binneste en ek sê, Here, wat moet ek doen? So rukkie later kom my vrou uit en sê, onthou jare terug het jy hierdie woorde geuiter. Nou droom jy net. Ek sê, as ek dit weet, dit is in die wil van God, en is nie weens my ongeregtigheid nie, dan sien ek kans daarvoor. Maar as dit is weens ek nie op die plek is, waar God my voor verhê ek moet wees nie, dan moet ek my in gees en in waarheid voor God bekeer. En ek is hier buite en ek noem die skrif, Here, toe Jona hier na Nineve gaan en U sê, jy gaan die stad verwoes. En Nineve, hulle verootmoedig voor God. Hulle het in vasting gegaan, hulle het God gesoek, en U sien raak, dat hulle verootmoedig het U woorde verander oor hulle. En U het hulle kans gegee. Ek sê, Here, ek wil my verootmoedig voor U. Ek wil weet. En ek sit vanoggend in die kerk. En ek maak die skrif oop. Ek weet nie of jy kan lees nie. By Jona. Ek sê, Here, praat met my. As jy jou verootmoedig voor God, sal God genade wys. Hoeveel keer in ons lewe vergeet ek wat ek dink is reg en verkeerd. En ek vra, Here, leer my deur die Heilige Gees. Wat moet ek doen? Die skrif sê in die laaste dae, dis die tyd wat ons in lewe, sal ek my gees oor alle vlees uitstort. Die ou mense sal drome droom, jonges gaan profeteer en sy knegte sal profetiese woorde uitgee. Dit moet daar wees. Maar hoekom het hy gesê, mense sal myle ver ry, want God soek na die opregtheid van jou hart. Terwyl hierdie mense hier staan en voor Petrus hulle lag, gaan Petrus uit, gevul met die Heilige Gees. En hy gaan predik. Hierdie mense is nie dronk van wyn nie. Hierdie mense is nie ligsinnig nie. Hierdie mense is nie besig nie, maar hulle het die krag van die Heilige Gees ontvang. En daar kom 'n verandering en die skrif leer my 3000 het tot bekering gekom, want hy was gevul met die Heilige Gees. Ken ons regtig die stem van die Here vandag? My pa praat van Pastoor Raymond se woorde. I'm under construction. God's not finished with me yet. Onthou julle dit? Maar is God regtig besig met my? Of is ek besig met myself? Ek dink ek is op die pad wat ek moet wees. Ek gaan vir u verder lees. Ek het gelees tot 21. Luister net na dit wat hy sê van vers 22 af. Ek gaan lees tot en met vers 36. Luister wat die skrif sê. Israel, luister na hierdie woorde. Jesus, die Nasareer, 'n man deur God vir julle aangewys met krag en wonders en tekens, wat God deur hom onder julle gedoen het, soos julle ook sou weet, hom, wat deur die bepaalde raad en die voorkenners van God oorgelewer is, het julle deur die hande van die goddelose mense geneem en gekruisig en omgebring. Hom het God opgewek nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat hy deur hulle vasgehou sou word. Want Dawid sê van hom, ek het die Here altyd deur voor my geskien. Ek het die Here altyd deur voor my gesien. Want hy is aan my regterhand en ek sou nie wankel nie. Daarom is my hart verbly
en my tong juig, ja, ook sal my vlees nog rus in hoop. Want U sal my siel nie in die doderyk oorlaat, of die heilige oorgee om verdwang te sien nie, verdwanging te sien nie. U het my weë van die lewe bekend gemaak. U sal my vervul met vreugde by U aangesig. Broeders, ek ken vryheid, ek kan met vryheid spreek oor die aartsvader Dawid, want hy het gesterf en is ook begrawe, en sy graf is by ons tot vandag toe. Omdat hy dan 'n profeet was en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het, dat hy uit die vrug van sy lendene van die vlees betref, die Christus sou verwek om op die troon te sit. Net so rukkie daar stil staan. Onthou, ek het laas Sondag vir u gesê, God het 'n belofte aan Dawid gemaak. En hoeveel maal het God terugverwys as gevolg van jou vader Dawid? En deur dit, luister, is daar nie meer, toe Jesus Christus opstaan, is daar nie meer 'n aardse koning nodig om my te leer en my te lei nie, want julle het die Heilige Gees en julle het niemand nodig om julle te leer nie. Ons moet op die plek kom waar ek besef hierdie wêreld en alles in hierdie wêreld is in die mag van die bose. Ons moet op die plek kom dat ek besef, ek het Jesus Christus nodig in my lewe soos nog nooit van tevore nie. Want hy is die Alfa, hy is die Omega, hy is die begin en die einde. Hy sê vers 30, omdat hy dan profeet was en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het, dat hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus sou verwek, om hom op sy troon te sit, het hy, omdat hy vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie die doderyk verlaat is, en sy vlees ook nie verdwang gesien het nie. Hierdie Jesus het God opgewek, waarvoor ons almal getuie is, nadat hy deur die regterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort, want julle sou sien en hoor. Want Dawid het nie in die hemel opgevaar nie, maar hy self sê, die Here spreek tot my Here. Sit aan die regterhand, totdat ek u vyand gemaak het, 'n voetbank van die voete. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom, Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus, wat julle gekruisig het. Ek wil 'n oomblik stil staan en vir u vra, wie is u en wie is ek, om te dink, ons kan opstaan teen die God, wat alles gemaak het, met die spreek van 'n woord. Ons dink ons is so reg. Ons dink ons is op ons pad hemel toe. Maar my hart is nie onverdeeld op God gerig nie. Ek het keer op keer vir u gesê, by die mens is dit onmoontlik. Luister mooi. By die mens is dit onmoontlik
uit homself uit te kan dien. Want julle het die Heilige Gees nodig. Wat is die Heilige Gees? Hy sê die Heilige Gees sal julle leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Vandag wil ek vir u vra, terwyl ons die kerkbanke vol sit, hoekom lewe ons 'n val en opstaan lewe? Hoekom is ons vandag in oorwinning? Môre kan ek myself nie help nie, want ek is so besig met die omstandighede hier rondom my. Dan is ek so bemoeid en belas en alles is vir my 'n probleem. Maar ek en u loop en ons sê ons is kinders van God. Ons sê ons word deur die Heilige Gees gelei. Hy sê julle het, luister mooi, julle het die Heilige Gees. Ek het dit. Dis myne. God gee dit vir my om my te leer, as ek dit so kan sê. Maar ek lewe 'n lewe wat vandag is ek in die wolke, môre is ek in die katters. My gemoed word so maklik omgedraai. My toestand bepaal hoe ek voel vandag. Terwyl ek gisterand hier buite is, en ek maak my kar se bonnet toe, en ek loop om die ding te sluit, hoor ek, 'n venster wat ek net nou die dag ingesit het, seker 4 maande terug. Nee, dalk 'n bietjie langer, kom ons sê 'n jaar terug. Die kar het nog nie eens gery nie, ek moet hom deur die toets sit. Hier bars die venster. En ek so kyk. Ek het 'n ding hier in die windscreen neergesit en ek kan nie dink dat ek hom al neergesit het nie, maar ek het. My vrou sê, was dit nie tyre nie? Ek sê nee, tyre was nie daar naby nie. Bars in my venster. Ek dink hier by myself. Wat nou? Ek het daai ding net nou die dag ingesit, daar's die stukke. My vrou kom by my. Sy sê, ek sê, daar bars ek my venster. Sy sê, jy het hom net nou die dag ingesit. Ek sê, dit help nie, ons word nou kwaad nie. Het lag gebeur. En ek probeer my gesindheid bou. Luister mooi. Ek probeer my gesindheid bou. Net gisteroggend het ek opgestaan met 'n benoudheid in my hart. Wat as ek dit nie maak? Wil ek vanoggend vir u sê, ek gaan afsluit met Handelinge 1 vers 8. Hy sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuie wees in die hele Jerusalem, sowel as in die hele Juda en Samaria, tot aan die uiteindes van die aarde toe. Julle sal krag ontvang wanneer jy voel, Here, ek is hier in die katters, het jy die Heilige Gees wat jou krag sal gee om daardeur te kan gaan. Jy het nie nodig om vermoeid en belas te wees nie. Jy het nie nodig om in die tale te wees nie, want jy het die Heilige Gees wat jou gaan leer. En die skrif gee vir ons die belofte, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees onder julle kom. Wil ek vanoggend afsluit en vir u sê dat dit tyd geword dat ek en u na die koninkryk van God soek en sy geregtigheid, sodat ons die Heilige Gees kan kry. En wanneer ons die woord van die Here predik, dat dan mense weer tot bekering kan kom soos in die ou dae. Wat nie omgee, of jy my by die naam noem, en jy my sonde uithaal, al is dit hoe erg nie, want ek het nie 'n saak met hierdie wêreld aan nie, maar ek het 'n saak met God aan, en ek wil seker maak, dat daar geen onderskeid is nie. Sê net vandag vir iemand oor jou sonde en jou ongeregtigheid, en wippel hom, en môre sien hy hom in die hof. Want jy het so gesê. Maar ek dank God, dat ek weet nie van een man, wat onder die Gees van die Here opgetree het, wat nie 'n saak gewen het, wat teen hom gemaak is nie. Want God is geregtigheid,
En hy sê, in daardie dae moet jy nie bekommerd wees wat jy sê nie, want ek sal jou die woorde in die mond lê. Want julle gaan krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Sê die skrif nie eintlik vir my, ek moet wandel deur die Gees, en die begeerlikhede van die Gees doen, en my gedagtegange moet gerig wees op die hemele, en daarbo, en in die aardse goed moet nie hou vas op my hê nie. Wat veroorsaak dat die mense nie meer die woord van die Here kan verkondig, soos die skrif sê nie, want ek hou vas aan aardse goed. Want wat as dit van my al weggevaar word? Het dit tyd geword dat ek nie seker maak. God se begeerte is om homself aan u en my te openbaar, soos hy dit regtig wil doen. Maar die probleem is, my hart is nie onverdeeld op God gerig nie. Die probleem is nie my broer en my suster nie. Die probleem lê by my. En dit het tyd geword dat ek en u God soek, soos nog nooit van tevore nie. Die woord van die Here sê, koop die tyd uit, want die tyd het boos geword. Hoeveel tyd sit ek in vir die Here? En hoeveel tyd sit ek in vir hierdie wêreld en sy dinge? Terwyl die skrif sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. God weet wat ons nodig het. Hy weet presies wat ek en u nodig het. En die skrif en die belofte, jou brood en jou water sal gewis wees. Jy sal nie honger ly nie. Jy sal nie dors ly nie. Want as ek gaan kyk aan die begin af van Genesis af, wanneer ons deur die skrif lees, keer op keer het God vir sy volk voorsien. Aan hongersnood. Toe Elia daar gesit het, en daar niks meer was om te eet nie, want die spruit het opgedroog, sê God vir hom, gaan na die stad toe, daar's 'n weduwee. Ek het al reeds met haar gespreek. En deur die woord van God gaan Elia, maak eers vir my. En die skrif sê, haar olie het nie leeg geword nie. My pa het laas week, 'n paar weke terug gepraat van Josef. Josef, wat deur sy boeties verkoop was. God wys hom. Hulle gaan voor hom neerbuig en hulle trek op en hulle verkoop hom. Hier is Josef in 'n vreemde land. Maar in dit voorsien God vir sy vader, sy huis. In die tyd van hongersnood het hulle iets om te eet. Is God nie getrou om sy beloftes te hou tot vandag toe, as ek en u hom in gees en in waarheid aanbid? God is liefde, ja. Maar God is 'n God waarmee ek en u nie speel nie. Hoor wat ek vanoggend vir u sê. As ek die skrif lees, en die skrif sê, hy wat homself verhoog sal God verneder. Sê ek, Here, help my, dat ek my eerder self verneder, sodat u my kan verhoog. As die skrif sê, as God vir jou is, wie kan teen jou wees? Terwyl ek gisterand wakker word, 1 uur in die oggend, en ek hoor die skote, 4 of 5 skote. En ek sê, Here, as u die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagte. Lewe ek so, dat ek hom kan maan op sy beloftes, en weet hy beskerm my. Wil ek vanoggend vir u sê, dat dit tyd geword dat ons in gees en in waarheid voor God bekeer, soos die skrif sê. Nie soos my gedagtes sê nie soos wat my vrou sê, of my man sê, of my pa of my ma nie, maar soos die skrif sê. Waar is die dag wat ons geleef het volgens die wil van God? Ek wil vir u sê, die woord van die Here is 'n werklikheid. Hy gaan in die laaste dae sy gees op alle vlees uitstuur.
Profesie gaan nou wees, weet jy waar begin het? By een man, een vrou, wat sê, ek is tot alles in staat, deur Christus, wat my die krag gee. Een man, een vrou, wat sê, die wêreld en sy begeerlikhede nie hou vas op my nie, maar ek sal doen dit wat God van my verwag, al kos dit my wat. Skrif sê, ek het iemand gesoek om in die gaping te tree, en ek het niemand gevind nie. Wil ek vanoggend vir u vra, is jy bereid? Om te sê, Here, lank genoeg. Lank genoeg. Was ek deel van my eie mens wees. Lank genoeg is ek tevrede met raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. Lank genoeg was ek tevrede gewees met die paar druppeltjies wat hier oor my val. Terwyl die skrif sê strome van lewende water sal uit julle binneste vloei. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En alles wat jy nodig het, sal jou bygevoeg word. En hiermee wil ek vir u sê, as jy opreg is met die Here, dan kan die Here jou gebruik om te sê, so sê die Here, die wêreld daar buite sal erken dat dit God is. As jy jou in gees en in waarheid voor God bekeer. Tot sover uit sy woord uit. Amen. Kom ons staan. Gaan ek my pa vra vir ons dienste vandag. Vader, baie dankie dat ons vanmôre by mekaar kon kom. Here Jesus. U wat die hartekenner is, u wat weet van elkeen wat geluister het. Here. Is my gebed dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van die woord wat uitgegaan het. En ek vra, Here, dat u verheerlik sal word. Here, seën elkeen, dra vir elkeen die Heer. Here, ek vra, Here, dat u saam met elkeen van ons sal gaan. Vra dat u ons sal verdaag en op u bestemde tyd weer by mekaar bring, is my gebed in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n geseënde week in die Here hê en die Here met blydskap tot ons mekaar weer sien. Amen.